Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vanoggend. Kom ons begin met die Here se seëngroet. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend se gedeelte kom uit 2 Timoteus 3 van vers 10 tot by vers 17. Ek wil vir u vra, of was hy ooit by 'n fandisie of 'n veiling gewees? Nou dis plekke waar mense wat goed wil verkoop, hulle goedere bring, en iemand wat weer iets wil hê, kom koop daar iets. Ek het gewonder, as ek hierdie Bybel vandag sou wil opveil by 'n fandisie, hoeveel sal u betaal vir 'n Bybel soos die? Ek dink nie baie nie. Want ons almal het Bybels in ons huise. My vraag is, besef ek en u die waarde van die Bybel? Gewoonlik kom iets 'n waarde op 'n fandisie na vore. Daar besef u die waarde as mense geld uithaal en wil betaal vir iets. Hoeveel waarde het die Bybel in jou en my lewe? Hier in 2 Timoteus 3, vers 10 tot 17, praat Paulus met Timoteus oor sy bediening. Paulus leer hom as ware oor dit wat van voor lê. Maar dan sê Paulus hier in vers 16 vir Timoteus, die hele skrif is deur God geïnspireer en het 'n groot waarde. Hoor baie mooi wat Paulus sê. Die Bybel het 'n groot waarde vir 'n mens. Hoeveel waarde het die Bybel vir my en jou vandag? Hoor wat sê hy? Die Bybel se waarde lê daarin dat dit ons onderrig in die waarheid. Nie eers 'n plek. Dit onderrig ons, dit leer ons, dit vorm ons oor dit wat waar is. Daar's baie onwaarhede vandag in die lewe. Ek dink een van die groot onwaarhede is dat ek het God nie nodig nie. Totdat iets gebeur in my lewe en ek besef ek kan nie sonder die Here lewe nie. Die woord leer ons van die waarheid. En die waarheid is Christus, die seun van God en ons verlossing. In die tweede plek sê Paulus, het die Bybel groot waarde wanneer dit bestry, beveg dwaalleringe. Een van die groot dwaalleringe in die lewe is die sonde, wat ons wegvat van God af. En ons dalk ook leer dat ons die Here nie nodig het in my lewe nie. Ek kan maak wat ek wil. Ons leef in 'n wêreld van menseregte, waar elke doen en maak en sê wat hy wil. Dis nie waar nie. Die waarheid is, God is God. En ek en u is sy kinders, ons is sy skepsels. En die Bybel bestry die dwaaling dat ek vir God nie nodig het nie. 'n derde saak is, dit wil verkeerdhede regstel. Dink een van die groot verkeerdhede in die lewe is die sonde, wat my wegvat van God af. Die Bybel kom leer my, stop dit. Hou op met daardie verkeerde dinge. Die woord van God kom en stel daardie verkeerde goed reg. Wil my terugbring na God toe. En dis die vierde saak daai. Dit kweek by my 'n regte lewenswyse van 'n lewe saam met die Here. Die waarde van die Bybel lê daarin, dit leer my van God, van 'n lewe saam met die Here. Gemeente, vandag se Bybelgenootskap is hierdie jaar 200 jaar oud. En ons gee so 'n boekie uit by die diens vandag, wat bietjie vir ons leer oor die Bybel, oor die waarde daarvan, hoe hy saamgestel is, hoe hy gevorm is. En ek wil aanmoedig om so 'n boekie te kry, om te lees. En bietjie te sê oor watter waarde die Bybel
in my en jou lewe. Kom ek vra weer, wat sal jy betaal vir die Bybel? Dalk nie veel nie, maar weet jy die waarde daarvan kom na vore die dag as ek 'n probleem het. As ek siek is, as ek iemand in die dood afstaan ontydig, die dag as ek my werk verloor, as ek op moed verloor se vlakte sit, dan bring die Bybel my hoop. Ek lees hom, ek leer die Here ken, en ek besef hoe lief God my het. Mag u vandag ook die waarde besef van u Bybel. Maak hom oop, lees hom, ryk hom, proe hom, maak hom jou eie, en maak daai Bybel vir u vorm om te lewe tot die eer van God. Lied 167 is 'n baie mooi lied, wat ons iets wil sê oor ons geloof, oor Christus, oor hoop, oor genade. Kom ons luister een lied, 167 vers 1 en vers 2. Mag u ook besef die waarde wat u woord, die Bybel, as God se woord in jou lewe het, die bron van hoop en genade. Ek bid vir ons. Here, baie dankie dat ons 'n Bybel het, dat ons u woord het. Here, mag u woord vir ons elke dag ook vorm om te lewe tot die eer. Gemeente, ontvang ook nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Baie dankie en totsiens.